Sou mens jouself voor 'n vakansietyd in die Mosselbaai omgewing bevind, sou jy duisende vakansiegangers, roomhuistrokkies, propvol restaurante en patrollerende perde in die besige tyd kan verwag. Dis danksy die Mosselbaai Gemeenskapspolisieeringsforum, munisipaliteit en vrywilligers wat mense ontplooi om tydens die seisoen hulle perde kuslangs op te saal en te help om strande in die omgewing te patrolleer. Ons het die dapper ruiters gaan leer ken. Lizay Coetzee van Garden Route Horse Trails by The George is van kleins af mal oor perde en het altyd 'n behoefte gehad om 'n verskil in haar gemeenskap te maak. Die perdepatrollies is dus so reg in haar kraal. Hulle verskaf die perde kundigheid en toerusting om die polisie met sigbaarheid en veiligheid op die strande te help. Lizay, jou oupa en ouma het nogal 'n groot rol gespeel in jou liefde vir perde. Hulle het beslis. My ouma was sy was die ondersteuningsrol. Sy het my nog altyd met die perde ondersteun en het die liefde daarvoor kon raak sien. My oupa het dit begin. Ek kan baie keer sê ek 'n ruilperd van voordat ek kan loop en ek het begin van die perd afval toe ek begin loop het. So ja, nee, maar my oupa het my seker uit vir my 2 ponies kon gee. En dis waar ek die liefde gekry het vir die perde en met hulle werk. Ek sal nie sê dit was lesse nie. Hy het gesê dis vorentoe en dis agtertoe. Figure jy die res uit? Jy die ratte uit. Ja, soort van daai tipe ding. Ag, en ek het met 'n paar valle, maar dis mos maar deel van die pret van perdry. En natuur was altyd deel van jou hartstal. Definitief. In die voortrekkers, so ek het van 'n baie jong ouderdom af het my ouers my in die voortrekkers ingebring en ons het nog altyd 4x4 goeters gedoen en kampe gedoen en daai tipe ding van baie jonk af. En ek dink reg deur skool, daar was 'n tyd wat ek 'n veeartseny wou gedoen het en daai tipe ding en ons het die shadow werk gedoen vir dit. En dit was sekerlik met dit wat ek agtergekom het. Die kantoor is nie my plek nie. Ek moet buite in die natuur, in die veld wees. Maar jy wou ook 'n verskil maak in die gemeenskap, soos jy noodhulpkursusse en dies meer. Ja, op skool het ek begin met die noodhulp en toe het ek my liefde vir daardie tipe gemeenskapshulp ook gekry. Voortrekkers was ook nog altyd deel van spesifiek help in die gemeenskap, help waar 'n mens kan, daai tipe ding. Dit was nog altyd 'n groot liefde vir my. En dan is jy nog ook 'n opgeleide veldgids. Dit ook, ja. Ja, so na skool was dit maar 'n groot vraag geweest wat nou presies moet gebeur, wat ek nou wil word. So dit was met die noodhulp te doen geweest, maar dit was nie heel met mense wat ek noodwendig so seer wou werk nie. Ek wou meestal in die natuur gewees het. So toe het hy veldgids deurgegaan. Toe het ek agtergekom maar as jy 'n veldgids is op 'n trok wat jy mense deur die diere vat, werk jy meer met mense. So toe het ek nou weer meer begin hinker om met die dier te werk. Na dit het ek nou by jagluiperd plaas gewerk. Die probleem het wel ingekom by op 'n weeklikse basis moes ons perde slag. As gevolg van hoe sensitief 'n jagluiperd se maag en se niere en daai tipe goed is. En ek dink dit was sekerlik die ding wat toe nou vir my uitgebring het. Luister, jy kan nie met hierdie aangaan nie. Maak nou nie saak hoe special die wilde dier is nie. 'n Perd is my liefde en ek gaan die hele tyd terugkom na perde toe. So dit bring ons nou by wat alles hier gebeur. Wat behels julle perde onderneming alles? Ons doen die trails wat ek mense en betalende gaste uitvat op ritte en wat ek my passie vir die diere kan deel. En dan het ons ook met dit 'n aparte deel bygekry wat ons eintlik die mense van die omgewing die geleentheid bied om met hulle perde ook so iets te kan doen. Ons het 'n adoption program ook. Nou die rede hoekom ek dit adoptions noem en nie lease of so iets nie, is dit gaan vir my oor die perd. Dit gaan nie vir my oor ry nie. Sy is so lief vir die perde, sy het 'n passie vir hulle. Ag, en ek moet sê die perde, daar's min perde wat nie van haar hou nie. Dit is 'n wederwysige gevoel. Hulle is net dadelik op 'n manier wat hulle mekaar connect en verstaan. Nee, dit is haar lewe. Julle gaan nou later vandag op Hartenbos ry en patrollie doen. Hoe lank is julle al besig hiermee? Dit het 2018, 2019 begin. Ons is meestal besig in Desember, maar ons het al gesprekke gehad om dalk deur die res van die jaar dalk ook hier en daar by te dra en te help in daai tipe ding. Ons interaksie is meestal met die mense op die strand self, vir sigbaarheid hoofsaaklik en om kindertjies gelukkig te maak. Maar daar is maar so nou en dan gevalle wat 'n mens sê nou maar mense het wat in die duine of so iets wegkruip. Of mense wat vir jou sê, luister, my goed is nou net gevat. As daar enigiets verkeerd gaan, dan roep ons dit in op die radio's en dan reageer die polisie daarop. Enige geleentheid wat ons het om te help is ons daar. Ons is omtrent op elke patrollie ook wat gedoen word omdat ons haar 100% ondersteun.
Ons ken die perde ook op die naam en ons ken elke streek en elke ding van hulle. En hulle is ook ons kinders, so ons het 'n lekker groot familie. Hierdie hele besigheid kon ek nie doen sonder hulle nie. My pa is verskriklik lief vir perde. Hy het ook op 'n plaas groot geword toe hy jonger was, my ma ook. Maar ja, hy het byvoorbeeld met sy perd nog skool toe kon ry in Burgersdorp. My ma is ongelooflik lief vir die perde. Sy is 'n ma vir my en 'n ma vir hulle. Sy is gewoonlik ook ons grondspan op die strandpatrollies, sal sy gewoonlik ook ons help om byvoorbeeld die perde se mis te hanteer. Helena en haar dogter Annika Leroux is die afgelope 2 jaar saam as ruitervrywilligers by die strandpatrollie betrokke. Ek het Annika van kleins af op die perd gegooi. Sy was nog in die doeke. Toe sit ek al klaar op die perd. So sy het nie veel van 'n keuse gehad nie. Sy het gelukkig gehou daarvan. Ja, dis maar die hoofste ding wat ek en my ma heeltyd saam doen. So, dit is definitief ons verhouding so sterker gemaak. Die patrollies op die strande trek definitief die oog van die toeriste, veral die kinders op die strande. Die ouers is onmiddellik daar. En ek dink ook ons besoekers voel veiliger. Net die blote feit dat daar is iemand daar hoog bo op 'n perd wat kan sien wat rondom jou aangaan. Ek dink dit is belangrik om terug te gee aan jou gemeenskap of enige manier vind om jou gemeenskap te verbeter. En 'n groot reward en is wanneer jy op die strand is en dan kom iemand na jou en hulle sê vir jou Jesu, baie dankie. En dis regtig wat dit werd dit maak. Ek sal dit nog doen tot my ou dae. Behalwe vir die perde en die vrywillige ruiters wat nodig is daar ook legio logistiek, organisasie en fondse wat in plek moet wees. Marie Gray hou hierdie leiersel stewig vas om die perde op patrollie te kan hou. As jy kyk wat 'n patrollie moet wees, dit is logistieke, dit is kommunikasie en dis ook fondsinsameling. Want almal van ons is vrywillige perderyters, ons word nie betaal nie. En die gemeenskap ondersteun julle. Hulle doen verskriklik. Ek meen as jy kyk na die mense wat vir ons geld gee, deel van die fondsinsameling, hulle is bereid om vir ons wortels aan te dra, daar's water en natuurlik op die strand self, dit kan ons baie keer 'n uur vat om deur Hartenbos te ry want die mense waardeer dat ons daar is, die kindertjies wat na ons toe kom, die veiligheid op die duine, al daai bring alles mooi bymekaar vir ons, ja. Leon van Dijk van die Mosselbaai munisipaliteit vat voor wanneer dit by gemeenskapsveiligheid kom en speel vir etlike jare 'n sleutelrol by die gemeenskapspolisieeringsforum en die perdepatrollies. Mens kan sien die hardloop so 3.500 matrieks rond. En voor dit was die Jazz Festival en voor dit was dit Ironman. So redelik belangrik dat ons kyk na strandveiligheid, seker te maak dat alles reg hardloop en dat daar natuurlik voldoende mannekrag op die strande vir ons is. En daarom is dit belangrik dat ou maar kyk na vennootskappe wat vir ons uit die gemeenskap ook kom. Die perdepatrollies dink ek is vir ons 'n geweldige aanwinst. As 'n mens oor die jare neem, dan is daar definitief 'n geweldige impak in terme van misdaadvoorkoming. En ons kan dit sien op die syfers in terme van voor die strandpatrollies en tans met die strandpatrollies. Dit lyk asemrowend Lisay om hierdie perde op die strand te sien en deur die strate. Dit is ongelooflik hulle temperament. Nee, dit is definitief. Dis 'n spul spesiale perde die beslis. Dit is heerlik om op die strand te wees, maar die perde moet ook so 'n bietjie aar en aar kry, 'n bietjie hulp kry na die tyd. Definitief. Mense besef dit nie altyd nie, maar strandry vir 'n perd is maar harde werk. As gevolg van dit moet hulle byvoorbeeld nadat ons strand gery het ook Cairo kry. As dit dan nou nie Cairo is nie, is fisio definitief belangrik na 'n strandrit. So as ons hulle strand toe bring, is dit iets wat ons geniet, maar na die tyd moet ons mooi na hulle kyk. Wat sou jy sê maak dit vir jou die moeite en die opoffering werd? Die mense. Definitief die mense. Om hierdie perde met die mense op die strand te kan deel en om die gemeenskap op daai manier te kan help en te sien hoe hulle dit waardeer, maak dit absoluut ongelooflik. Ek dink Beauty sê vir ons, hy wil nou so 'n bietjie gaan uitspan. Definitief. Nee, definitief. Beauty is 'n werksperd. Hy sê dit is tyd vir hom om te gaan werk. Wanneer die gemeenskap hande vat, is daar perde. Een ding is seker, met die parate perdepatrollie op hulle pos, kan jy met 'n geruste hart strand langs uitspan.